Kan dan saam met my blaai, ons is in Matteus en ons lees weer Matteus 25 vanaf vers 13. Matteus 5, ekskuus, ek het gesê 25. Matteus 5 vanaf vers 13. Voor ons verootmoedigingsreeks, toe het ek vir u gesê, ons het oor sout gepreek, en ek gaan die volgende Sondag oor lig preek, en toe het ek so 'n bietjie vergeet van die verootmoedigingsreeks tussenin, maar nou is ons dan by die lig van die wêreld. So ons lees weer die gedeelte, Matteus 5, vanaf vers 13 tot 16. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Ons lees dan net so ver vanoggend vanuit die woord van die Here. U kan net so bly sit, ons buig die hoofde en dan bid ons net saam as gemeente. Hemelse Vader, ons is weer hier vanoggend saam met een doel in die oog, en dit is om u naam groot te maak. Om u te verheerlik deur dit wat ons doen, die feit dat ons hier by mekaar is, maar ook deur ons hele lewens, Here, wil ons u verheerlik. En so wil ons vir u dankie sê dat ons daardie geleentheid het, Here, dat u ons toerus, en saam met daardie toerusting, dat u vir ons die woord van God gegee het. Here, ons is weer hier op 'n Bybelsondag, wat ons net 'n tyd neem, om vir u te kom dankie sê, Here, en besef ons, waar sou ons wees sonder die woord van God? As ons maar net dink, Here, mense wat net die Ou Testament of net die Nuwe Testament of selfs net gedeeltes uit die woord neem, Here, en ander gedeeltes nie, dan kyk ons na die implikasies wat dit het, die dinge wat hulle glo, waaraan hulle vashou, waarmee hulle besig raak, en dan besef ons net keer op keer, hoe belangrik is dit, Here, dat ons die hele skrif het, wat deur u ingegee is, en vir ons nuttig is, tot lering, weerlegging, teregwysing, alles wat die woord so vir ons sê. Here, en sê ons dankie daarvoor. Ons weet, dit het baie mense in die verlede baie gekos om ons tot hier te kry. As ons dink aan die reformatie en wat daar gebeur het en die veranderinge wat gekom het, alles dat ons vandag die woord van die Here in ons taal, in ons hande kan hê, Here. En ons dankie, Here. Al wat ons bid is dat ons moeite sal doen met hierdie woord, dat ons ywerig sal wees om by die woord uit te kom. En so bid ons ook, Here, dat u deur u woord mense sal rig, Here, om by u uit te kom, en ook so wanneer hulle by u uitgekom het, om te leef, Here, te leef soos wat u van ons verwag. En saam met dit, Here, wil ek om dankie sê vir hierdie week, Here, wat u vir ons geleer het, vanuit u woord oor rentmeesterskap. En Here, besef ons, dit gaan getoets word, soos Moses daar op die berg van verheerliking was en afgekom het, en die toets gefaal het. Here, bid ons dat ons getrou sal bly aan dit wat u vir ons geleer het, dat ons nie, soos Moses spreek woordelik, die tablette daar stikkend gegooi het op die grond nie, Here, maar dat ons getrou bevind sal word in dit wat u vir ons geleer het. Help ons dan, Here, maak dit vir ons duidelik, en skyn die lig so ook op ons pad vorentoe. En kan ons ook dankie sê, Here, iets wat uitgestaan het hierdie week, is dat alles wat ons het, is van u af, Here, en ons sê vir u dankie daarvoor, die evangelie, die verhoudings wat ons het, dit waarmee ons geseën is, alles is van u af, en ons kan vir u kom dankie sê. Maar bid ons dan ook so as gemeente, dat u vir ons sal lei op die pad vorentoe, Here, ook met ons tema van die jaar in gedagte, met hierdie gedeelte in Matteus 5, Here, dat ons werklik die sout van die aarde sal wees, dat ons die lig van die wêreld sal wees, en dat ons u daardeur sal verheerlik.
Dankie Here dat ons ook in hierdie oggend kan kom bid vir elke naam op daardie gebedslys, Here, en ons bid baie keer vir hulle en ons besef nie wat hulle deurgaan nie, Here, geestelik, emosioneel, dit wat hulle in hulle denke gebeur, Here, ons bid vir hulle dat U vir hulle sal bystaan, dat U vir hulle sal help oprig, dat hulle in die regte gesindheid sal wees, regte gedagtes, en dat U dan so met hulle sal wees, Here, dat U vir hulle sal dra, en as dit U wil is, dat U daardie genesingswerk sal doen, Here, want op die einde van die dag is U die een wat genees, en ons dank U daarvoor. Ons bid ook so vir Tannie Girlie, Here, wat ook môre of oormôre vir daardie operasie gaan, dat U daar met haar sal wees, U hand oor haar sal hou, en ook vir oom Harry hier by die huis, Here, dat U so met hulle as gesin sal wees. Dankie, Here, dat ons hulle aan U kan kom opdra, ook so elke ander naam op daardie lys. Ook dan vir die gemeente wat ons hierdie week voorbid, vir Witbank gemeente, Here, dat U met hulle sal wees, die omstandighede waarin hulle is, en ons besef, Here, as ons maar hoor, hoe die omstandighede daar is, veral op die myne en die mense wat daar werk, Here, dan is die mense nie altyd in goeie omstandighede nie, en ons bid vir hulle, Here, ons bid vir daardie gemeente, dat hulle in die omstandighede waar hulle is, dat U vir hulle sal help, sal bystaan, dat hulle lig sal laat skyn. Ook so vir die leraarspaar daar, Here, U geroepenis in daardie gemeente, vir Dominee Pieter en sy vrou Vanessa, dat U vir hulle sal help, dat hulle werk volkome sal kan doen, vir hulle die insig, die wysheid sal gee, om dit te doen soos U van hulle verwag. En so bid ons ook vir ons eie gemeente, Here, ons bid vir die gemeentes hier in ons omtrek, in ons ring, dat U met elkeen van hulle sal wees. Here, ons dank U, en ons besef ook, hoe baie het ons mekaar se gebede nodig, hoe baie moet ons bid vir ander gemeentes, ons hoor nie altyd, ons weet nie altyd van hulle stryd nie, Here, maar ons kan vir hulle bid, dat U vir hulle sal dra. Dankie, Here, dat ons dit alles vanoggend kon bid, dat ons dit aan U kan toevertrou, omdat ons weet, U is die hoorder van gebed. Ons bid dit alles in die wondernaam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons vertrek dan vanoggend en ons begin in Matteus 5 vers 14. Ons het nou klaar gepraat oor die sout van die aarde. Nou is ons by julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En gebruik ons daardie woorde in ons teks van oordeenking as ons tema, die lig van die wêreld. Belangrik om die lig te wees. So ons is by ons tema van die jaar, die sout van die aarde, die lig van die wêreld. En ek het nou reeds vir u gesê, voor die verootmoedigingsreeks het ons na die sout gekyk. En hoe die eienskappe van sout gebruik word om vir kinders van die Here te leer. Watter effek moet hulle op die mense rondom hulle hê? Watter effek moet ons op ander mense se lewens hê? Want daar is 'n effek waar ons rond beweeg. Mense sien ons, hulle hoor ons woorde, hulle kyk na wat ons doen en daar is 'n effek. En so het sout vir ons kom leer dat ons lewens die effek moet hê, en ek som dit nou baie kort op, maar om ons na Christus, om mense na Christus toe te lei. Dit is die doel. Maar dan beweeg ons nou vorentoe, ook die effek wat ons op mense moet hê, en dit is die lig gedeelte. Nou net so 'n bietjie agtergrond van hoekom is hierdie gedeelte so belangrik. Die gedeelte wat ons gelees het, Matteus 5, is die begin van die bergpredikasie. Nou dit is uiters belangrik, want dit is die Here Jesus se boodskap, dit is sy preek vir die mensdom gewees. En hy het daar gekom met een boodskap en hy het die leringe, die verkeerde sieninge van die mense in daardie tyd kom uitwys. Want ek wil nou amper sê, nie soos, nie anders as vandag nie, is daar soveel godsdienstiges, wat heeltemal die verkeerde siening het, die verkeerde gedagtes, die verkeerde idees het, en die Here Jesus het deur die woord, het hy dit alles in lyn kom trek met God se standaard. Wat verwag die Here? Nou in daardie tyd, as 'n rabbi of 'n leermeester gaan sit het, was dit so oomblik dat mense moet aandag gee, want as hulle gaan sit het hulle begin wysheid meedeel. Nou vandag doen ons dit andersom, almal sit en ek staan, daar het hulle omgedraai. So hulle het gaan sit en dan begin hulle leer, en so lees ons in Matteus 5,
En ons besef niks woorde in die Bybel is verniet nie. En ons lees in vers 1, en toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het, toe kom sy disippels nader. Toe weet ons, die Here gaan nou iets leer. Hier gaan nou wysheid gedeel word, en die Here Jesus begin met die belangrikste preek wat nog ooit gepreek is in die geskiedenis. En hy begin met die saligsprekinge. Salig is die wat, en dan deel hy hulle op, en direk daarna, die sout en die lig. Die fokus hier was op mense wat die Here gedien het. Ons het daar gelees, die disippels het nader gekom, terwyl daar groot gehoor was. Maar die disippels het nader gekom, en ons weet hulle het 'n groot rol gespeel, waar hierdie boodskap vir hulle so was. Maar ook elkeen wat die Here gevolg het. En hy verwys spesifiek na hulle lewens en hulle wandel in die wêreld. Dis belangrik vir kinders van die Here. Want ons is nie vanuit die samelewing gehaal nie. Ons is nog steeds binne in dit. Matteus 5, vers 13, sê, julle is die sout van die aarde. Vers 14, julle is die lig van die wêreld. Vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense. Kinders van die Here is in die wêreld. Hulle is in hierdie omstandighede. Maar tog is hulle anders as die wêreld. Ons dink so aan nog 'n belangrike gedeelte in die woord, en ons het in hierdie week met die rentmeesterskap 'n paar keer daarna verwys, en dit is die Here Jesus se hoëpriesterlike gebed. Hy kom in Johannes 17 en hy bid 'n paar verse, vers 16, 17 en 18. Hy sê, hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in die waarheid, u woord is die waarheid. So hy sê, hulle is nie van die wêreld nie, maar dan vers 18, soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. Hulle is nie van die wêreld nie, maar hulle het 'n boodskap vir die wêreld. Hulle is aan in hierdie omstandighede, want hulle moet verkondig. Hulle moet uitleef. En dis waar die sout en die lig na vore kom. Maar ons vanoggend nou natuurlik meer op die lig gaan fokus. En dan aan die einde van die gedeelte van die sout en die lig, dan kry ons die motivering. Hoekom leef kinders van die Here as sout, en dan meer wat ons nou op fokus, lig? Hoekom leef hulle as lig? Wat motiveer hulle? Wat dryf hulle? Matteus 5 vers 16 wat ons saam gelees het, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en dan die dryfveer, die kern, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Die motivering is, dat die Here verheerlik word. Dat hy die eer sal kry, dat sy naam groot gemaak sal word. Dit is ons doel as kinders van die Here. Nou weet ek, die moderne teologie en moderne kerke kom altyd na die woord toe, en dan vra hulle, wat kan die Here vir my doen? Hoe kan die Here jou help? En hulle fokus is op mense. Maar as ware kinders van die Here vandag, kan dit nie ons fokus wees nie. Ons fokus is op hom. So ons vraag moet eerder wees, wat kan ons vir die Here doen? Wat moet ons vir die Here beteken? Hoe kan ons die Here verheerlik? Dit is die doel vir kinders van die Here. Hy is ons fokus. Maar alles wat ons doen. Die fokus van ons lewens. En met dit in gedagte, weet ons die Here se wens vir sy kinders, dit wat hom sal verheerlik, is dat sy kinders sout en lig is. Dan meer spesifiek vanoggend lig. Nou die skare wat daar by mekaar was met die bergpredikasie, was 'n klomp verskillende mense gewees. Daar was die disippels, ons lees hulle het nader gekom, maar daarin met Matteus 4 aan die einde lees 'n mens van hierdie gehoor wat nader gekom het. Ons lees van siekes, krepeles, hulle het die Here Jesus van sy wonderwerke gehoor en hulle is nuuskierig, hulle wil kom kyk. Ons hoor van mense wat sy wonderwerke gesien het en net kom kyk omdat hulle wil weet
wie is hierdie persoon? Ons lees van fariseërs en hierdie mense wat hom wil vasvang in sy eie woorde, wat kom luister. So daar was 'n groot skare voor hom gewees. So ek sê, aan die einde van Matteus 4 staan daar 'n groot menigtes het hom gevolg. En hy klim bietjie hoër op die berg, nie om weg te kom van die skares af nie, maar sodat hy met hulle kan praat, sodat hy kan hoor en sy stem kan dra, klim hy op die berg. En wat was sy boodskap? Die bergpredikasie. En hy bring die hele bergpredikasie, Matteus 5, 6 en 7, en dit eindig met die woorde, was die skare verslae oor sy leer. Al daardie mense die woorde gehoor, al daardie mense die boodskap gekry. Maar hulle het 'n keuse gehad. Gaan ons doen wat die Here vir ons geleer het? En so natuurlik het baie mense weggedraai, die fariseërs, baie van daai skare het besef, maar ons wil nie, die Here het ook vir hulle 'n hoër, groter beginsel kom wys, en hulle het net weggedraai. En nou is ons hier as 'n skare, maar nou wil ek die verskil inbring en sê, maar ons is kinders van die Here. Ons wil die Here loof, ons is nie net hier uit nuuskierigheid uit nie, ons wil die Here verheerlik. Maar ons keuse is dieselfde. Gaan ons doen wat die Here van ons vra? Gaan ons die lig van die wêreld wees? Maar voordat ons dit kan doen en kan sê, ja Here, ek wil, moet ons eers besef, wat beteken dit ten volle om die lig van die wêreld te wees? En dis waarna ons vanoggend gaan kyk. Wat beteken die lig van die wêreld? En ons gaan daarna kyk vanoggend met 3 verskillende vrae. Ons gaan vra, wat is die lig? Ons gaan vra, wie is die lig? En uiteindelik, wat gebeur met die lig? Ons begin met ons eerste vraag, en dit is, wat is die lig? En ons gaan lees ons vers daar in Johannes 3 vers 19. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Nou voordat ek hierdie vers gaan verduidelik, en voordat ons by hom gaan uitkom, kom ons begin net gou heel aan die begin. En as ek sê heel aan die begin, dan bedoel ek in Genesis 1 vers 2 en 3 en 4. Ons lees heel aan die begin van Genesis, die aarde was woes en leeg, en die duisternis was op die wêreldvloed. Wat is die heel eerste ding wat God gedoen het? Vers 3. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Vers 4. Toe sien God dat die lig goed was, en God het skeiding gemaak tussen lig en duisternis. Heel aan die begin sien ons, God het lig geskep, lig het duisternis verdryf. Dit het dadelik 'n verskil gemaak toe die lig geskep is. In vers 14 maak die Here die son, die maan en die sterre, en in Psalm 19 word daar geskryf hoe dit die eer van die Here verkondig, hierdie lig. Maar toe verloop daar baie tyd. En die rede hoekom ek hierdie gedeelte vir u noem, is geestelik, is dit ook wat gebeur. Geestelik was die aarde woes en leeg. Sonde maak duisternis. Mense wandel en hulle leef in sonde. Hulle is verlore in hulle duisternis. Maar die Here kom maak voorspellings. En Jesaja veral, hy sê, hy gaan weer 'n lig stuur. Jesaja 49 vers 6, hy het gesê, dit is te gering dat u, my knegg, hoofletter K, sou wees, om op te rig die stamme van Jakob en terug te bring die gespaardes in Israel. Ek het u gemaak tot 'n lig vir die nasies, om my heil te wees tot aan die einde van die aarde. Soos met die skepping, daar duisternis was en die Here het lig gebring, kom daar 'n voorspelling, daar's geestelike duisternis, maar die Here gaan 'n lig stuur. Dan kom ons by Johannes 3 wat ons vers is. Nou die bekendste vers in Johannes 3 weet ons is vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, hy het sy enige gebore seun gegee, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Net 'n paar verse aan, vers 19, kry ons hierdie vers. En dis die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het,
en die mense die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. En dit beantwoord dadelik ons vraag, wat is die lig? Jesaja leer dit vir ons, Johannes 3 leer dit vir ons, ander gedeeltes van die woord leer dit vir ons, Jesus Christus is die lig. Die Here Jesus self sê in Johannes 12 vers 46, ek het as lig in die wêreld gekom, en hy dit wat voorspel is in die profesie in Jesaja kom vervul hy. Hy sê, ek is die lig wat in die wêreld gekom het, sodat elkeen wat in my glo, nie in die duisternis sal bly nie. Lig bring skeiding van die duisternis. En Jesus Christus is die lig. Soos wat God heel aan die begin die lig gemaak het en duisternis uitgedryf het, die duisternis weg te neem, het die Here Jesus gekom om mense vanuit die duisternis te haal. Lig bring nog steeds skeiding. Skeiding van sonde. En die Here maak hulle kinders van die lig. Nou as kinders van die Here, as sy disippels, is dit waar ons begin. Ons was ook in die duisternis. Ons was ook verlore in ons sonde, maar ons het by die lig uitgekom. Deur sy genade. En hy het ons kinders van die lig gemaak. En dit wys net weer vir ons, Jesus is die kern van die woord. Alles wys na hom toe. Vanaf Genesis reg deur die Ou Testament, Jesaja se voorspellings, die Nuwe Testament, alles wys na die Here Jesus Christus toe. En in die Nuwe Testament kom die Here Jesus en hy maak 7 ek is uitsprake. Een van daai ek is uitsprake, Johannes 8 vers 12. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. So ek is die lig van die wêreld en hy sê, lig maak skeiding met die duisternis. En ons sê vir die Here dankie, hy het ons harte in ons harte kom skyn met sy lig. Hy het ons kinders van die Here gemaak. En nou is dit ons doel om hom te verheerlik. En dis waar die verskil inkom. Nie wat kan ek van die Here kry nie, maar hy het vir my gegee. Wat kan ek vir die Here doen? Dan bring dit ons by ons tweede vraag. So wat is die lig? Jesus Christus is die lig. Wie is die lig? Ons lees Efesiërs 5 vers 8. En daar staan, want vroeër was julle in duisternis, of was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. Jesus is die lig. Wat doen die lig? Die lig verdryf duisternis. Die Here Jesus het dit gesê, Johannes 12 vers 46, ek is die lig van die wêreld, sodat elkeen wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. So die Here Jesus kom haal uit die duisternis uit. En 'n gedeelte wat dit baie goed verduidelik, is Efesiërs 2. Efesiërs 2 leer vir ons hoe iemand wat dood was deur hulle sonde en hulle misdade, lewend gemaak is deur Christus. En dan sê Efesiërs 2 vers 8 vir ons, is 'n gawe van God, dis 'n geskenk. En dan uiteindelik, met dit alles kom Efesiërs, en hy kom op hierdie punt, en hy sê uiteindelik, as iemand 'n kind van die Here is, dan is hulle nou lig. So dit beantwoord ons vraag, wie is die lig? Kinders van die Here is die lig. Maar saam met dit die opdrag, daar's 'n aandagstreep, en dan sê dit, wandel soos kinders van die lig. Wandel, leef soos kinders van die Here Jesus. Want kinders van die Here leef soos hy. En dadelik leer dit vir ons iets van die karakter van kinders van die Here. Wat leer dit vir ons? Hy is lig, hulle is lig, hulle weerspieël hom. Hulle weerspieël die lig. 1 Johannes 2 vers 6. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. So dis die Here se gedagte gewees in Matteus 5 met die bergpredikasie. Hy sê vir hulle, julle is die lig van die wêreld, en hy leer vir hulle. Hierdie taak is nou julle taak. Julle weerspieël wat hy gesê het, ek is die lig van die wêreld. So hier is ons nou, 2000 jaar later, 2000 jaar na die bergpredikasie,
En daai woorde kom nog net so reguit na ons, so dis nog net so waar. Julle is die lig van die wêreld. As kinders van die Here is ons nou die lig. En ons besef hoe geseënd ons is. Met hoe baie het die Here ons toevertrou. Daai ek is uitspraak, ek is die lig. Hy sê julle word deel daarvan. Ek dra dit oor aan julle en ons weerspieël hom. Wanneer ons meer en meer soos hy word. Ons is nou die lig. Nou weet u waaraan laat dit my dink? So hier in die laaste week het ek 'n paar keer, die kinders het van hierdie glow in the dark sterretjies teen hulle dak en so 'n paar teen die muur en nou het hulle oral van hierdie sterretjies geplak. Maar wat doen daai sterretjies? Hy het mos lig nodig, hy absorbeer lig en dan skyn hy. So as dit pikdonker is dan sien jy niks, jy weet nie eers daar's iets teen die dak nie. Nou hierdie week het ek gaan sit met 'n flits en dan net so voor slaaptyd dan skyn ek met die flits nou die sterretjies. Ek stel hom lekker wyd en ek skyn hierdie sterretjies en dan sê ek vir 'n nag en ek sit my lig af en ek maak die deur toe en dan skyn hierdie sterretjies nou. Dan is dit mos nou mooi helder. Want dit absorbeer die lig en dit weerspieël die lig. Nou weet julle hoekom ek die voorbeeld gebruik. Dis wat met ons gebeur. Ons weerspieël die lig van die Here Jesus Christus. Hy het sy lig op ons geskyn, soos ek wat daai flits teen die dak skyn. Hy het sy lig op ons geskyn. Ons het dit absorbeer, ons is kinders van die Here, ons is nou die lig. En die mooi ding van hierdie voorbeeld is hoe nader jy daai flits aan die sterretjie bring en hoe helder jy hom skyn, hoe helderder skyn hy mos. Ek het een aand die flits op sy noue verstelling gesit en een sterretjie in die middel geskyn en toe ek nou loop, toe skyn al die sterretjies, maar daai een skyn helder. Hoe nader ons aan die Here Jesus beweeg, hoe nader ons aan hom leef, hoe meer ons van sy lig ontvang, hoe meer weerspieël ons daai lig. Hoe meer skyn ons lig vir die mense daar buite. So ons is nou die lig van die nasies. Ons weerspieël die Here Jesus. En in 'n mate beantwoord dit al ons volgende vraag en dit is ons laaste gedagte vanoggend. Wat gebeur met die lig? En ons is terug by Matteus 5 vers 16. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Die een ding van lig wat ons weet is, dit skyn, dit breek duisternis, dit kan gesien word, duidelik gesien word. So ons dink 'n donker vertrek as die lig aangesien word, jy sien dit dadelik. Dit kan gesien word. Nou dink ons in terme van die Here Jesus se boodskap. Hy is die lig, en dis waar die begin is. En nog iets wat die Here Jesus gesê het, wat interessant is, Johannes 9 vers 5, hy sê, solank as ek in die wêreld is ek die lig van die wêreld. So die Here Jesus sê, terwyl hy fisies hier op aarde was hy die lig. Hy het die lig laat skyn deur sy boodskap, deur sy wonderwerke, deur sy manier van lewe, deur sy hantering van mense, in alle fasette het hy die lig laat skyn. En nou as iemand gered word, hulle word kinders van die lig, was die Here Jesus se idee, nadat hy gesterf het, nadat hy opgestaan het uit die dood uit, nadat hy opgevaar het na die hemel, is sy idee dat die disippels nou daardie lig sal laat skyn. Hy is nie meer daar. Die disippels moet dit nou doen. En dit het ons gesien. Kinders van die Here is die lig en hulle moet hulle lig laat skyn. Dit was die bedoeling van Matteus 5. Julle is die lig van die wêreld. En wat sê dit nog? As iemand 'n kind van die Here is en hulle weerspieël die lig, hulle leef soos die Here Jesus, dan skyn die lig na buite. Vers 14 en 15 van Matteus 5 wat ons gelees het sê, 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Maar dan saam met dit uiteindelik die opdrag wat hy gee, vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien. Julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. So hoe laat 'n mens jou lig skyn? Deur goeie werke. Wanneer ons dan kyk na die tema van die jaar, en daar's nogal so mooi embleempie met die onderste bo soutpotjie met die lig in,
Wanneer ons dit sien, dan besef ons is die sout van die aarde, ons is die lig van die wêreld, dit skyn en dit word gesien. Want as kinders van die Here, moet ons skyn vir hom. Hoe doen ons dit? Hoe laat ons lig skyn? Nou op twee maniere. Een het ons klaar oor gepraat, leef soos die Here Jesus, weerspieël die Here Jesus, en dit sal gesien word. Hoekom? Want is anders as die wêreld. Dink aan die Here Jesus met sy bergpredikasie. Nou kom preek hy vir hierdie klomp Jode, hierdie mense, en waar is hulle gesindheid? Hulle blaas dreiging en moord, en hulle wil oorlog voer, en hulle wil die Romeine net van kant maak, en hulle wag dat die Messias kom om die Romeine van kant te maak. En die Here Jesus kom en hy is heeltemal anders. Hy sê vir hulle, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Heeltemal anders. Nou, dis maar net een voorbeeld uit die bergpredikasie uit. Ons weet, Jesus was anders as die wêreld, en dit leer vir ons. Ons moet anders wees. Ons moet leef soos die Here Jesus. Hy is die model, hy is die riglyn waarvolgens ons lewens inrig. Dink weer aan Efesiërs 5 vers 8. En ek wil wees hier, daar's 'n aandagstreep, en dan sê dit, wandel soos kinders van die lig. Die tweede manier wat ek my lig laat skyn, is wat ons in hierdie vers kry, is goeie werke. Dat hulle julle goeie werke kan sien. Laat dit skyn, laat mense dit sien. En selfs ons goeie werke is iets wat ons van die Here ontvang. Efesiërs 2 vers 10. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus, tot goeie werke wat God voorberei, sodat ons daarin kan wandel. So as kinders van die Here kan ons goeie werke doen, deur hom. Wanneer ons dit doen, leef ons soos Jesus, ons weerspieël hom, ons leef in daai goeie werke, en ons lig skyn na buite. Soos 'n stad wat bo op 'n berg lê. Nou weet ek nie wie van u het al hier in die aand gery nie, en veral Vredenburg, nogal as 'n mens nie omliggende omgewing is, kan 'n mens Vredenburg ver sien, die ligte wat daar op die heuwel skyn. Mens kan dit nie wegsteek nie. Nou sê die Here vir ons, as ons so leef, dan skyn ons lig soos 'n stad wat bo op 'n berg lê, soos 'n lig, 'n lamp wat op 'n staander staan. En ons lig sal die Here Jesus verheerlik. Net soos die sout wat ons nou baie oor gepraat het, moet ons 'n rigtingwyser wees na Jesus, na die evangelie toe. Soos 'n ligtoring, en ek het vir ons 'n mooi prent nogal hier op van die ligtoring, wat vir skepe wys waar is die veilige hawe, waar moet hulle beweeg, moet ons lewens vir mense na Jesus toe wys, die veilige hawe, waar mense gered kan word. Ons lig is om hom te verheerlik. Daarmee sluit ek af. Ons is die lig van die wêreld, stelling wat die Here Jesus maak, en ons het daarna 3 vrae gekyk. Wat is die lig? Jesus is die lig, wat duister na buite verdryf, wat sonde vergewe, wat mense kinders van die lig maak. Wie is die lig? Kinders van die Here. Hy het hulle die lig gemaak, dat hulle hom weerspieël. En laastens, wat gebeur met die lig? Dit moet skyn. Uiteindelik om die Here Jesus te verheerlik. Deur soos hy te leef, deur goeie werke. En soos die skare in daardie tyd die Here Jesus se bergpredikasie gehoor het, sy woorde gehoor het, het ons dit gehoor vanuit die woord van God. Nou in daai tyd het baie mense weggedraai. Hulle het aangegaan met hulle lewens, terug na hulle huise toe, terug na hulle werke toe, terug na waar ook al hulle vandaan gekom het, maar daar was mense in daardie tyd, waar die disippels deel van was, wat hierdie boodskap ter harte geneem het, en die sout van die aarde en die lig van die wêreld was, en die disippels se geval tot die dood toe. Gesê, dink aan Paulus se woorde na dit, wat maar dieselfde gedoen het, wat sê, vir my is Jesus die lewe, die sterwe is 'n wins. Het gaan oor Christus. En ons wil hierdie boodskap vat, en ons wil dit uitleef. Ons, as gemeente, as persone, as Christen, moet die lig van die wêreld wees. Ons kan dit nouer maak, moet die lig van die Weskus wees. Moet die lig van Laaiplek, Veldrif, Langebaan, Saldanha, ons kan al die plekke opnoem, Sint Helena Baai, ons moet die lig in hierdie plek wees. Amen. En ons buig die hoofde en dan bid ons net saam. Wonderlike Here, ons kom sê vir U dankie vir hierdie boodskap, ons kom sê vir U dankie Here vir 'n tema wat U op ons harte kom lê het vir die jaar,
dat ons as gemeente, ons as kinders van die Here werklik die sout van die aarde en die lig van die wêreld sal wees. Here, ons hoef nie ver te kyk om te weet die duisternis heers nie. Ons hoef nie ver te kyk om te weet, Here, hoe baie duisternis daar buite is nie, Here, maar U het vir U kinders kom sê, julle is die lig van die wêreld. Mag ons lig, Here, hier buite in die duisternis skyn. Mag ons en ons gemeente soos 'n ligtoring wees wat na U toe bring. En ons sê dankie daarvoor, Here, en ons bid dat U dan in hierdie jaar ons lewens, ons gesindhede, ons gedagtes, alles sal verander om die sout van die aarde en die lig van die wêreld te wees. En ons dankie daarvoor en ons bid dit in Jesus se naam. Ons bid ook so vir oom Nico wat vanaand hier die boodskap gaan bring, Here, wat U vir hom 'n boodskap gegee het en waar hy vir my gesê het, hoe hy 'n boodskap van U gaan afbid het en vanaand hier aan die gemeente kan kom toevertrou. Bid ons vir hom waar hy op die kansel gaan staan, dat U vir hom die vrymoedigheid sal gee om U woord in waarheid oor te dra. En ook vir my, Here, wat in Woester die rentmeesterskap reeks sal bring, dat U daar met my ook sal wees en dat die boodskap harte sal aanraak. Hoe wonderlik, Here, die geleentheid om U woord na buite toe te laat uitgaan. Ons sê dankie, Here, en ons bid dit in die wondernaam van Jesus Christus alleen. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, ons verlosser, en die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, mag dit met U wees, mag dit met U bly. Amen.